Nou kyk ons na 'n meetkundige ry. As 'n ry nie met 'n vaste verskil werk nie, maar met 'n vaste verhouding, dan werk ons met 'n heeltemal ander tipe formule. 'n Ry is meetkundig wanneer elke term met dieselfde getal vermenigvuldig word om die volgende term te kry. Byvoorbeeld 2, 6, 18, 54 en so aan. Vra hardop, wat gebeur elke keer? 6 gedeel deur 2 is 3, 18 gedeel deur 6 is 3, 54 gedeel deur 18 is 3, so ons vermenigvuldig elke keer met 3. Hierdie getal noem ons die konstante verhouding. Die algemene formule is Tn is gelyk aan AR tot die mag n minus 1. Tn is soos altyd die ende term. N is watter term ons soek. A is die eerste term en R is die konstante verhouding. So term 1 is AR, 1 minus 1 is 0, so dis tot die mag 0. En ons weet R tot die mag 0 is 1, so term 1 is A. Term 2 is dan A, 2 minus 1 is 1, so dis AR. Term 3 is AR tot die tweede mag. So 'n meetkundige, ook genoem 'n eksponensiële ry, is A, AR, AR kwadraat, AR tot die derde mag en so aan. R is altyd gelyk aan T2 op T1 is gelyk aan T3 op T2 en so kan ons aangaan. Kom ons kyk na 'n voorbeeld. Vind die vyfde term. Gegee die ry 2, 6, 18, 54. Ons soek vir T5. A is 2 en R is 3 en N is 5. Die formule is Tn is gelyk aan AR tot die mag n minus 1 en deur substitusie kry ons dat T5 is gelyk aan 2, 3 tot die mag 4 en 3 tot die mag 4 is 81, so T5 is gelyk aan 162. Die vyfde term is 162. Algemene foute wat leerders maak is om n te gebruik in plaas van n minus 1. Hulle trek af in plaas van deel om R te kry. En negatiewe R-waardes word nie korrek hanteer nie. 'n Voorbeeld vir 'n negatiewe R is 'n ry 5, minus 10, 20, minus 40. In hierdie ry, as ons term 2 gedeel deur term 1, dan sien ons dat R is minus 2. So die tekens gaan dus wissel. Wat as R nou tussen 0 en 1 is? Met ander woorde, R is 'n egte breek. 'n Voorbeeld van so 'n ry is 2, 1, 'n half, 'n kwart en so aan. Hier is R gelyk aan 'n halwe. Gestel ons moet die 8ste term van die ry vind. So ons soek vir T8, A is 2, R is 'n half en N is 8. Deur substitusie in die algemene formule kry ons dat T8 is gelyk aan 2 maal 'n half tot die mag 8 minus 1 wat 2 maal 'n half tot die mag 7 is. En omdat ons met 'n breek werk, gaan ons die noemer en die teller tot die mag 7 verhef. 1 tot die mag 7 is 1 en 2 tot die mag 7 is 128. So term 8 is gelyk aan 2 maal 1 op 128 en dit gee vir ons 1 op 64. Net so kan hulle vra die hoeveelste term is 1 op 16 of 'n 16de. In hierdie geval moet ons n bepaal en Tn is gegee, dis 1 op 16. A is 2 en R is 'n half. Deur substitusie in die algemene formule kry ons 1 op 16 is gelyk aan 2 maal 'n half tot die mag n minus 1 en dan deel ons deur 2 aan beide kante van die is gelyk aan, dan kry ons
1 op 32 is gelyk aan 1/2 tot die mag n minus 1. Nou vind ons 32 se faktore. 'n wenk vir die sakrekenaar is, jy druk die waarde 32 is gelyk aan, dan druk jy shift en fact, dan gee vir jou 32 se faktore wat 2 tot die mag 5 is. So, 1/2 tot die mag 5 is gelyk aan 1/2 tot die mag n minus 1, en as ons nou hierdie vergelyking oplos, omdat die grondtalle dieselfde is, kan ons sê 5 is gelyk aan n minus 1, so n is gelyk aan 6. Daar is 'n aparte video wat eksponensiële formules verduidelik. In samevatting, 'n meetkundige ry werk met 'n konstante verhouding. Die algemene term is Tn is gelyk aan AR tot die mag n minus 1. Onthou, dis n minus 1. R kan positief, negatief of 'n egte breek wees. Like, share en comment vir meer.